Wat is die slaap, 'n wondersoete ding, het D.F. Malherbe gedig. Natuurlik is mooi en interessante drome die geurmiddels wat die slaap nog soeter kan maak, maar soms word die nagrus bederf met drome wat minder aangenaam is. Ek het 'n tydjie gelede gedroom dat my rekenaar gesteel is. Selfs in my slaap was ek uiters ontsteld oor die verlies en het die oggend vir my vrou vertel van die nagmerrie wat ek beleef het. Dit het my ook laat wonder waarom slegte drome nagmerries genoem word. In hierdie video gaan ek vertel waar die benaming vandaan kom, wat dit oorspronklik beteken het en dat gereelde nagmerries 'n siektetoestand kan wees. Volgens die etymologie woordeboek kry ons die merrie gedeelte vanaf die Nederlandse woord mare, wat tyding, gerug of verhaal vol klagtes en verskonings beteken. Dit kan ook kennis, besoeking, kwelgees, spook of gedagte beteken. Laasgenoemde betekenisse is maar aan die donker kant en het eeue gelede ontstaan. Ons sal nou daaroor praat. Vandag gebruik ons die woord nagmerrie om enige onaangename droom te beskryf. In my persoonlike onderbewuste sal die verlies van my rekenaar 'n nare slag wees en daarom was die droom vir my 'n nagmerrie. Dit is ook 'n nagmerrie wanneer ek in my droom in 'n voetpad stap en skielik deur slange omring word. Ons het maar elkeen in ons onderbewuste persoonlike verskrikkings wat ons met 'n vinnige hartklop en inkoue sweet laat wakker skrik. Gelukkig verdwyn die slegte gevoelens waarmee die droom gepaard gaan baie gou en kan ek daaroor lag. Sommige mense is egter nie so gelukkig nie. Mense wat aan die toestand slaapverlamming ly, ervaar fisiese simptome wat hulle paniekbevange maak. Slaapverlamming of narkolepsie kom gewoonlik voor wanneer die persoon in die stadium tussen slaap en wakker is. Die leier kan sien en hoor, maar kan glad nie beweeg of praat nie. Sommiges voel ook asof daar 'n gewig op sy bors is, asof iemand op hom sit en hy dan sukkel om asem te kry. Die ergste is die gevoel dat daar 'n donker teenwoordigheid in die vertrek is. Hierdie verlamming is 'n natuurlike deel van die slaapproses en het gewoonlik sy loop geneem teen die tyd dat jy wakker skrik. Sommige mense word egter wakker terwyl die verlamming aan die gang is. Dit is relatief algemeen om soms nagmerries of dan slegte drome te ervaar. Slaapverlamming kom egter selde voor. Die presiese oorsaak van nagmerries en slaapverlamming is nog nie vasgestel nie. Die volgende faktore kan egter tot die verskynsel bydra: stres of angstigheid, trauma, 'n gebrek aan slaap, medikasie en dwelmmisbruik, bangmaakstories, boeke en rolprente. Daar is so baie flieks waarin gruwels grafies en met groot genot aangebied word. Om dit in die aand te kyk is nou nie eintlik bevorderlik vir 'n goeie nagrus nie. Dit is nie toevallig dat heelwat van die gruwels in hierdie rolprente in 'n slaapkamer afspeel nie. Dink maar aan Babadook, waar 'n groot spinnekop teen die plafon hardloop en dan op die slagoffer in haar bed afspring, sonder dat sy 'n geluid kan uitkry. In Last Night in Soho word die dame deur spookhande op haar bed vasgedruk. Die skrywers van hierdie draaiboeke steun swaar op die oorspronklike verklaring van die nagmerrie. Hierdie bring my dan ook weer terug na waar die merrie in nagmerrie vandaan kom. Die Engelse merrie stem etymologies van die Griekse maron af. Oorspronklik het die woord 'n verskynsel beskryf wat snags in jou kamer sou insluip en hom op jou lyf kom tuismaak. Die slagoffer sou 'n gewig op hom voel wat dalk by sy bene begin, maar altyd op die bors eindig. Daarmee het die slagoffer die vermoë om te beweeg verloor en uiteraard 'n baie slegte droom beleef. In die eeue voordat die moderne wetenskap die verskynsel as narkolepsie gediagnoseer het, is daar baie opgetekende verhale van waar die sogenaamde merries in verskillende vorms aan die slagoffer sou verskyn het. Een Noorweegse koningin het na bewering selfs 'n merrie na haar vervreemde man laat stuur en hom so doodgemaak. Raad om die aanvalle van nagmerries te voorkom, het ingesluit dat jy jou skoene voor jou bed moet laat, maar die veters moet los wees en mik na die plek waar jy op die bed lê. Ek kan my nie indink hoe dit sou werk nie, maar nou ja.
Jy kan ook die sleutelgat en enige ander gate in die vloer en die plafon en waar ook al toestop, sodat die nagmerrie daardeur kan inkom nie. Vandag verstaan ons dat daar niks bonatuurliks aan die nagmerrie is nie, maar ongelukkig het ons ook nog nie 'n kuur vir die nagmerrie nie. Daar is wel klinieke waar jy kan aanklop as jy aan slaapverlamming ly. Lekker slaap, soet drome.